Goeiedag, interessante vraag pop-up. Iemand vra vir my, na my video van vanoggend, hoe vergelyk die Apache helikopter met Suid-Afrikaanse helikopters? Nou, jy kan dit eintlik maar net vergelyk met die Rooi Valk. Attack helikopter vergelyk met 'n attack helikopter. Jy kan nou nie met 'n Puma of met 'n Oryx vergelyk nie, dit is twee verskillende goeders. Maar hoe vergelyk die Apache met die Rooi Valk byvoorbeeld? So, dit is baie maklik om dit te beskryf, as jy verstaan wat aangaan. Ek was in die voorregte posisie in Suid-Afrika in die lugmag, waar ek 'n klomp buitelandse presidente en ministers gevat het na die Rooivalk projek toe, wat hulle wou kom Rooivalke aankoop. So ek was ook in baie sales meetings van Rooivalk gewees. So ek het altyd die nuutste development brosjure wat hulle uitgegee het vir die besoekers gesien en die presentations wat hulle doen van wat die capabilities van die helikopter is. So ek is redelik op die bal gewees met die capabilities van die Rooivalk. Waar is. Ek was ook 'n air power instructor in die lugmag, so redelik agtergrond daaroor. En my ander voordeel is, ek het hier in Amerika vir 4 jaar op Apaches gewerk, toe ek in die army was. Maklik vir my om dan direk te vergelyk. So hoe verskil hulle? Die vliegkarakteristieks van al twee helikopters is baie dieselfde. Met ander woorde, hulle lig omtrent dieselfde gewig, hulle vlieg omtrent dieselfde spoed, hulle kan omtrent dieselfde maneuverability doen, en so aan, en hulle kan omtrent dieselfde gewig dra, en omtrent dieselfde range, dan af wat jy doen met die twee helikopters. So in die vliegkarakteristieks is dit baie dieselfde. As nie iemand uitstaan bo die ander een wat sê die een vlieg vinniger of vlieg hoër of jy weet, dra swaarder, want dis maar basies dieselfde. Maar dis waar dit stop. Die groot verskil begin dan aan die tipe wapens en dan die avionics, die delivery system, die targeting en delivery systems. As jy kan kyk na die wapens, Rooivalk het 'n 20 mm kanon wat 700 rondes dra, in vergelyking met die Apache se 30 mm kanon wat 1200 rondes dra. So hy dra klaar baie meer ammo en groter ammo, en baie meer die impak van die ammo is baie groter as die 20 mm ammo. So sy kanon is baie beter. Die ook die probleem met die Rooivalk se kanon is 'n gewone gas kanon wat kan stoor as daar misfire is, en die Rooivalk se kan nie, dis chain kanon, so jy gooi net die rond uit en gaan voort. Dan kom ons met die missiele, altyd het basies dieselfde tipe missiele, Hellfire missiel op die Apache en die Mokopa missiel op die Rooivalk. Die verskil is op die oomblik die Apache se Hellfire missiel is baie verder develop in terme van targeting. Mokopa missiel sit met is laser guided, waar die Hellfire missiel laser guided, millimeter wave radar en thermal imaging in het, so baie meer akkurater as net laser. Laser guided, die probleem met laser guided missiele is dat battlefield fog, smoke, rook, daai tipe van dinge en countermeasures kan die laserbeam opbreek wat gelei word van die vliegtuig na die teiken toe, wat die missiel dan kan die teiken, die targeting verloor. Maar met millimeter wave radar en met thermal imaging wat ons op die Hellfire 2 missiele het, dit is amper niks wat jy kan keer nie. Die kans dat jy gaan tref is oor die 98% op die oomblik. Dan die rest is rockets, die rockets is dieselfde. 70 mm rockets, dra dieselfde hoeveelheid ook. Behalwe die verskil is die Apache het nou die vermoë, die Apache se rockets is laser guided. Suid-Afrika, die Rooivalk het nie laser guided rockets nie. So al die wapens op die Apache is laser guided. Dan kom ons by die avionics. Dis waar die groot ding kom, die targeting. Met die Apache se radar, ook in die Apache, hy kan 270 teikens gelyktydig optel, en dan kan jy het net een van die radars nodig, in 'n groep van 8 of 12 helikopters, en dan die ou wat in charge is van daai met die radar, hy maak pakkies bymekaar van 16 en e-mail dit na die ouens langs hulle toe, en elkeen het sy eie teikens wat hulle op kan skiet, so almal nie op dieselfde teiken skiet nie. So die intercompatible tussen die helikopters, die kommunikasie tussen die helikopters, en dan ook as jy kyk na die Apache kan ook 'n drone operate vanuit die cockpit uit. Ek praat nou nie van 'n
Jy weet, hy klein 4 dingetjie drone met jy vlieg, jy praat van 'n groot vliegtuig, 'n drone. Kan hulle beheer op vorentoe uitstuur en van daar af kan hulle die teiken bespied met sy kameras en van daai drone af kan hulle afvaar missiele lanseer of hulle lanseer dit van die helikopter af met targeting wat daarvoor is. So dis waar die groot verskille inkom. Die Apache obviously is die nommer 1 attack helikopter in die wêreld en gaan nog vir dekades so bly. Die ouens wat die naaste so ver kom aan die Apache is maar die Russe met hulle helikopter. Maar hulle is ook nog redelike eentjie agter. Die probleem vir die Rooivalk van Suid-Afrika is hy's net nooit verder ontwikkel en daar's net die 12 wat gebou is of die 15 wat gebou is, 12 wat operasioneel was. En nog nooit verder ontwikkel nie. So daar's net eenvoudig nie geld gewees daarvoor nie. En die voordeel van Amerika is hulle 'n groot budget. So dis hoekom hulle so ver kan vooruit gaan en so ver kan bou. So dis dan die standaard vir tussen die Apache of die vergelyking tussen die Apache en die Rooivalk. Enige vrae sal dit hieronder, ek sal dit vir jou antwoord. Geniet die dag.